vraag is of julle dink dit is nodig dat ons met die luidsprekersysteem moet praat. Piet, sal jy die ding kan vashou? Is reg? OK. Nou goed, baie welkom. Dit is ons tweede keer hier. Dit is ons lekker om hier te wees. Dit is lekker om nuwe gesigte hier te sien en ou gesigte. Is 'n groot voorreg om almal hier te verwelkom. Weereens dankie vir Eudine en vir Kelly vir julle gasvryheid en vir Dylan wat vir julle help en sonder hom lyk gaan hierdie ding nie werk nie. So baie dankie. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap. Ek net vir julle sê daar agter is 'n houertjie met sulke langwerpige gaatjies in waarin julle elkeen R100 kan sit of julle kan snapscan. Wat ons vir julle vra om ons te ondersteun, om dit moontlik te maak. Ons is Piet kom vreeslik duur en ons moet hulle kan bekostig en dan is dit maar soos dit gaan, so ons sukkel maar bietjie daarmee. Maar goed, ek is gevra om vir Piet hierso voor te stel. Nou ek dink dit is regtig nodig om voor te stel nie. Daar's baie goed wat 'n mens kan lees, rye goed uit 'n kleurryke lewe gehad en 'n beroepslewe ook en baie omswervinge wat sy menswees bepaal vir wie Piet is en hoe ons hom leer liefkry het. En een van die goed wat ek wel wil sê, Piet, is ou vir my 10 jaar gelede gesê dat jy gaan 'n professoraat hê aan die Universiteit van Potchefstroom. Het ek vir hulle gesê, julle weet nie waarvan julle praat nie. Dit is totaal onmoontlik. Daar mens kan dit nie word nie. Dit kan 'n steel is. Ja. Maar in elk geval, so daar's baie dinge wat ek oor hom kan sê, maar ek het dit eintlik gedink ek wil twee goed sê. Die een ding is dat Piet het 'n wonderlike vermoë om met al die inligting en kennis en koneksies wat hy het, komplekse goed op die tafel te sit en te beskryf. Ek dink, ek wonder of dit nie een van die redes is hoekom jy so verskriklik jou moed kan strip soms vir mense in die openbaar, hè? Omdat jy sit met die probleem van, maar hoe moet ek nou vir hulle verstaan dat hulle eie vooropgestelde idees is eintlik wat bepaal wat hulle sê, want hulle kan dit self nie herken nie, en dit is kompleks en allerlei soort van dinge. Ek het vir my verskil nie. Ja, nee, maar dit is nie, maar daar is jy nou verkeerd. Kan ek nou vir jou sê, 'n mens kan van hom verskil, en dan kan dit op 'n ordentlike en 'n goeie manier wees, maar die punt is maar net, Piet, jy het daardie vermoë om dit te kan doen. En ek het 'n geweldige groot respek daarvoor. En daarmee saam ook dat jy met mense van wie jy totaal kan verskil, in 'n baie diep menslike verhouding kan wees. En ek dink dit vra baie, en ek het dit in my eie lewe gesien met hom. Hy het my toe ons nog aan die verskillende kante van die draad geleef het in die land, het hy my een aand huisvesting in sy huis gegee daar in Melville. En dit was een van die mees memorable evenings van my lewe. Jy het die stort opgebreek en dit. Ek het die stort opgebreek, ja. Maar jy weet, daai stort mas lankal al moes reg gewees het, maar dit is nou 'n ander storie. Maar die ander is om te sien in Namibië by 'n jong proponent kom en hom ontmoet. En die innige manier waarop Piet aan daai man se menswaardigheid erkenning gee. As 'n proponent van die kerk. En ek het net gedink, Jesusie Piet, dit is baie nice. So, ek wil oor daai goeders wil ek vir jou prys en vir jou sê, jy het iemand baie besonder en baie dankie daarvoor. En die tweede dingetjie net vinnig, dan is ek klaar. Jy het werklik 'n wonderlike vermoë met Afrikaans. Jy kan formuleer, jy maak taal, jy maak begrippe in die goed wat jy skryf. Ek kom met baie goed woorde teer, wat nog nooit voorheen regtig so bestaan het, as so gekonstrueer is. En daarvoor wil ek vir jou sê, groot respek voor en baie dankie, dat jy ons kon vereer vanaand, en hier dit is vir ons werklik so, en ons sal sien uit na wat jy vir ons gaan sê, geniet dit saam met ons hier, ek hoop dit gaan vir jou ook 'n lekker aand wees, baie welkom. Ja, ek is altyd so al verbaas, hoekom sal iemand nou gaan sit en luister na wat iemand anders te sê het, en dan
ek ken 'n klomp van julle, en dan hoor ek net partykeer, hoekom sal, julle is baie opinionated, want julle weet baie. As ek met julle praat, dat julle verskil altyd van my, dan hoor ek, hoekom sal julle nou, kom sit en luister na, wat ek sê, en dan is geweldige klomp druk, want jy moet nou probeer mense te sê, dat die klomp wil ons nie weet, en dit is nie makkelijk nie. Die ander ding is, die kamera, moet ek nou vir jou bieg, 'n groot deel van waar ek het die laaste tyd het, is, dis goed wat ek beteken wonder, hoekom gewone mense dit nie noodwendig weet nie, maar dit is ook die betrokkenheid van mense wat jou lewensdraad vir jou kan knip, as jy hulle name nie openbaar. En ek het in George, by 'n sakekamer, ete eendag gepraat, en hulle het my gesê, daar is geen kameras nie, en daar is nie journaliste nie, en die nou neem die gesprek af met sy selfoon. En 'n paar dae later toe kry ek 'n oproep van iemand wat vir my sê, hulle is bekommerd oor my gesondheid. En hierdie ouens is die groot taxibaas in Suid-Afrika. En hulle word verantwoordelik gehou vir rondom 40% van alle politieke moorde in Suid-Afrika. So as hulle jou bel en sê, ons bekommer jou gesondheid, dan gaan soek jy die ou wat op die YouTube pleit en jy sukkel. Uiteindelik het die ouens hom gekry na groot soektog om die ou kry daai video af te haal, wat ek het hierdie ouens per ongeluk by naam genoem. So, nou is al weer 'n kamera vanaand, so ek kan ongelukkig weer, hierdie keer moet ek versigtig wees oor, ek dink as jy wil verstaan wat werklik in Suid-Afrika aangaan, moet jy, soos wat ons die laaste ruk gesien het, ek dink, soos wat McManasi gedoen het, hy called people out. Hy het 'n klomp leiwagte rondom gehad, dit was symbolies, maar dit was belangrik geweest. Jou lewe is niks werd as jy met verkeerde mense moeilikheid soek in Suid-Afrika nie. Die hoeveelheid politieke moorde wat daar gepleeg word, waarvan die meeste mense onbewus is enorm. Enorm. Ek weet van 'n lys van minstens 1000 politici. Ek praat van politici, mense wat in elected positions was. No more. En hulle is meestal uitgewis deur ouens wat in kartelle funksioneer, wat toegang kry tot ouens wat in wapensmokkelary betrokke is, en wat 'n lewe daarvan maak om ander mense uit te haal. Ek onthou ek het een keer toe woon ek illustrious 21st party by van die families wat die betrokke is by die ding. En ek vra vir die ou, ek sê, wat ek nie verstaan het, toe ek met my PhD begin het in die taxibedryf, het die ouens wat politieke moorde gepleeg het in Suid-Afrika, of enige betaalde moord gepleeg het, allemaal uit Mosambik uitgekom, hulle was deel van die wapensmokkelnetwerke en die georganiseerde misdaad en die renosterstropery. Dit is 'n baie komplekse netwerk van mense wat betrokke is by diverse aktiwiteite, but by also the business of killing. Dus toe ek begin het in die taxibedryf, my eerste onderhoud wat ek gedoen het was met ouens wat moorde gepleeg het wat uit Mosambik uitgekom het. Ek sê, wat ek nie lekker verstaan nie, daai was so goed georganiseer. Hulle was militair en paramilitair opgelei in die job van doodmaak. Hoe dit gebeur dat iemand daai industrie, daai waardeketting van sluitmoord gevat het en het hom geskuif tot in Durban. Dit is nie iets wat iemand oorhandig nie, en die mense het nie so toe getrek nie. Hoe kry jy dit reg om daai job oor te vat met anders? En toe sien ek dat later na ander onderhoud het dieselfde uitdaging gemaak, die ouens sit so terug in die stoel en hy sê, they just have more widows than us now. En hierdie ouens is familie van iemand that you all despise, and everybody knows him. Is niemand in hierdie vertrek wat nie sy naam ken nie, maar die matriarch van die familie is die mense wat daai bedryf gevat het en in Durban toe geskuif het. En toe in Julie 2021, toe die groot drama in Suid-Afrika losbars, toe op 'n stadium is gele, toe reik hulle verklaring uit, 'n geskrewe verklaring wat ek nog steeds het, en hulle sê, ons het 'n bepaalde historiese verbintenis
aan hierdie individu. Maar ons vra dat die geweld nou stop. En dit. En almal het gesê, jy sê, dit is 'n fantastiese mense hierdie taxi-bedryf ouens. Hulle weet wat goed is vir Suid-Afrika. Hulle sê die geweld moet stop. En van die boere in die omgewing in KwaZulu-Natal het hulle selfs gekry om veiligheid op hulle plase te gee. Ja, enkele beter aan, want hulle het goeie en positiewe intensies. Maar dit is dieselfde ouens dat, solank as met die geweld aangaan, kan hulle nie iemand vervoer na die shoppingcenter toe. En as die shoppingcenter afgebrand is daar nie 'n mark waartoe die mense kan vervoer. Maar meer belangrik, hulle het ook 'n protection record. Hulle gaan na al die groot kettingwinkels toe en sê, luister kerels, ons voorsien ons beskerming hier, né? R100,000 'n maand. Julle R50,000 'n maand. And they pay up. So, hulle ironies genoeg, hulle is in die bedryf van wanorde, van uitwissel en sluipmoorde, but they have an ironic interest in stability. En hulle sê, die geweld moet stop, want ons industrie kan nie behoorlik functioneer onder sulke kondisies. Maar ek wil nie eintlik by dit begin het nie. Ek het net gepraat met nog steeds 'n kollega van my en wat vis wat die kriminaliteit van Pala wat Prins Mashele gesê en beteken, ek het al baie keer gepraat met swart ouens en dan sê ek vir hulle die feit dat jy die feite verkeerd het is omdat jy swart is en nie omdat jy wit is nie. En jy praat met iets wat in die swart gemeenskap gebeur en jy dink daarom dat jy die beste weet. But you're still wrong. Beteken is daar 'n bepaalde voordeel daarin om aan die buitekant te functioneer. Bijvoorbeeld, ek dink, Prins Mashele sê graag dat, ek hoor hy sê, dat Ramaphosa se patroon toe. Uiteindelik sal hy vir Pala en die feit dat hy van al die ander dinge wat gebeur het, né? Waarvan Mnazi praat, al die ander dinge, hy is bewus daarvan, hy is verantwoordelik gehou daarvoor word, en daar bepaalde kriminaliteit en Pala is 'n voorbeeld daarvan. Ramaphosa het nie 'n voet verkeerd gesit met Pala nie. Die regte ouwe daar 'n voet verkeerd gesit het, is 'n sluiper wat saam met die president vlieg op sy vliegtuig die een wat sy agents is wat in stand gehou word. Die hele wêreld en geld insamel vir die ANC, onder andere in die United Arab Emirates. Hy is 'n skadefiguur wat generally despised is binne die ANC, maar hy is never far away with the president. Dis die ouwe die geld maak, dis die ouwe die geld in die bank te sit het daaronder. He's well known, everybody knows exactly what he's doing. Relatively untouchable. En ek kan vir jou die naam gee van iemand wat verdwyn het, omdat hy die ou se naam nie openbaar genoem het. So in 1994 en 96 was dus 'n interim constitution en toe grondwet en toe was het permanente grondwet gekry. Die veronderstelling was dat ons is 'n baie komplekse samelewing, 'n diverse samelewing, 'n konflikgedrewe samelewing. Die gebrek aan vertroue hier vereis dat ons 'n bepaalde spelreëls sal formuleer. Best practice wat verskillende plekke, ander dele van die wêreld gewerk het, en ons sal dit hier vestig as 'n vorm van orde, en ons sal oor tyd sal ons mense deur 'n proses van nasiebou kry om te konformeer tot hierdie, noem dit maar die reëls van die politieke spel, maar onderliggend aan so 'n regime is daar altyd 'n stel waardes wat 'n mens oor tyd vestig. En die veronderstelling is soos wat daar 'n vorm van modernisasie, ekonomiese groei, nuwe geleenthede ontstaan, konformeer mense tot die waardes van hierdie politieke spelreëls, omdat daar genoegsame voordele daar is. En die risiko's van daar buite wees is so groot dat jy verkies om aan die binnekant te wees. So, dit is die veronderstelling wat gemaak het. Sê, gee ons 20 of 30 jaar, en ons sal 'n burgerlike samelewing word, waar daar relatieve consensus is, maar 'n kompromis waar ons almal bereid om aan te kom, want die algemene, the greater good is guaranteed as jy deel word van hierdie kompromis. Dit is die grondwet van 96. Nou die vraag wat mens vir jouself deesdae vra, wat is my ooreenkoms geword? Die president wil 'n nasionale dialoog hou, en dit herinner so bietjie aan die ooreenkoms wat in hierdie Constitutional Assembly gesluit is, wat geskil was tussen rasgroepe op daai stadium. Ons het primêr aan ras gedink, maar
maar dis nie waar ons probleem vandag lê nie. Maar dis al wat die president ken. En my goeie vriend Rolf Meyer, hy staan altyd nader as daar 'n bietjie rekonsiliasie gepraat word. Maar rekonsiliasie is nie ons probleem nie. Massiewe wantroue. Maar ek dink die wantroue tussen wit en swart is nou bietjie laer as die wantroue vis-à-vis die staat en die stelsel. As die 40% werkloosheid en 70% van die skole dysfunksioneel is, die demografiese dividend van so aard as mense toegang tot bates en kapitaal het, die baie basiese vryhede word opgeskort weens jou benarde ekonomiese posisie. Behuising en sulke goed, en toegang tot water, verdwyn, elektrisiteit en anders word uniek. So, ek dink die probleem nie is dat die president het, hy dink oor rekonsiliasie, maar eintlik moet hy dink aan, ek het iemand geskryf dat miskien moet ons net probeer om die moeilike vrae te vra, hoekom is dan die ekonomiese groei nie, en op een of ander manier iets daaraan te doen. Ek is nie 'n voorstander van die trickle-down effek van die hand ding, maar iets sê vir my, as ons nie nuwe vars kapitaal in die stelsel in kry nie, gaan daar nuwe geleenthede wees. As daar nuwe geleenthede is, gaan daar nie belasting wees om te hef, sodat ons die skole kan bestaan en infrastruktuur kan staan, die water, die elektrisiteit nie. Iets sê vir my, ons moet iets doen om die ekonomie aan die groei te kry by die stadium, eerder as om nou kumbaya gesprek te hou oor groter rekonsiliasie. En ek waar ons nou is die terloops, wat het my makkeliker maak om met die hele te praat is, omdat ek weet nie of julle stem met mekaar eers bly saam nie. So. As imagine julle allemaal mekaar saamgestem, dan was het nou 'n moeilike ding geweest. Die vraag is, wat gaan regtig aan in Suid-Afrika? En omdat jy dit gesê, in hierdie 96 grondwet is daar veronderstellings gemaak oor gemeenskaplike waardes wat met 'n tyd kan ontwikkel. So my vraag is dit wat Mkhwanazi gesê het, as dit die kenmerk van die stelsel is, die kenmerk van waar mag gesetel is, as dit is hoe die bindingsweefsel tussen die samelewing en die staat, like die ekonomie en die staat, as dit 'n manifestasie daarvan is, dan wat 'n impak het dit op hierdie waardestelsel van 'n groter kompromis wat ons moet bereik in Suid-Afrika. Maar nog meer belangrik, kom ons veronderstel dat hierdie waardestelsel terminale skade gelei het. Kan dit weer gefiks word? Dit is morgen met twee boeriges het praat in Stellenbosch en mense sê vir my, nou, na al die goed wat jy gesê het, sê vir my, kan ons Suid-Afrika weer recht maak? Ook ek weet nie. Ek weet nie, want ek kan vir jy beloof, die damage is enorm. Die skade is enorm. Die mate waartoe ekonomiese verhoudings gekriminaliseer is enorm. Ons kan vrede maak met korrupsie, want korrupsie kan jy van nie aanspreek as daar 'n tipe van loyaliteit wees die stelsel is wat korrupsie normaal doen as met die NPA en die polisie ensovoorts. Maar as jy by die punt kom, en ek dink dis waar ons nou is, en ek dink dit is wat Mkhwanazi gesê het, wanneer georganiseerde misdaad, wat typies in baie samelewings is, maar wanneer dit begin militariseer, it's next level shit. Dis 'n ander ding, en dit is ongelukkig, dink ek, waar ons nou is. Ek wil miskien net om vir die idee te gee van so paar jaar gelede toe het ek baie met nasionale intelligensie te doen gekry op 'n projek wat ons gewerk het. En dit was my interessant geweest, ek besef ek gaan saam met hulle werk, baie graag gesien professionele studies en hoe hulle opereer en hoe hulle funksioneer, en ons vertrek daar na Piet Retief toe, en ons klomp van ons boek allemaal vir onsself in daar in 'n gasthuis. En die hele gasthuis vir ons uitgehuur. En ons het allemaal vals name. En my naam is John Nkabinde. Die gastehuis behoort aan 'n wit-Afrikaanse vrou. Neerlis te sê, toe hulle skedels uitdeel toe, sê John Nkabinde se naam is niks. En toe ons wegstap, toe sê sy vir my, Piet Kroukamp, is daar nie Gino Kok wat daar loop nie. Sy hom ook herken. So, en
Op 'n stadium toe kom hulle nie met 'n voertuig en hulle ry my met daar by Shell Garage tussen Johannesburg en Pretoria en hulle ry my die voertuig en hulle ry met my ure rond en ons gaan nou ergens heen en ek mag nie weet waar toe gaan nie. Daai dit myself met my battery nog geself en haal dit uit. Nou ry ons rond en vat my na 'n plek toe wat ek presies weet waar toe gaan, maar dan ek weet nie. Om die waarheid te sê, die ou wat daar wag vir ons het my 'n week voor tyd gebel gesê, wat se bier drink ek? Ek sê Grons asseblief, die yskas was vol Grons bier geweest. Dis die enigste voorstel as om alles in die lewe te weet. En hulle het hierdie hande en hande geld. Alles word betaal in kontant. Daar's nie receipts nie, daar's nie verantwoordbaarheid, ja, niks nie. So toe ek later hoor dat dieselfde ouens het miljoene rande 'n maand so gevat het vir Jacob Zuma opgegee, te sê, ja, I know. Ek het ook agtergekom dat die projek wat hulle gesê het, vir ons hulle spandeer met R30.000 op 'n klein dek, R200.000 by die fondse kry, hulle 170 hulle self vat en 30. So die plek was 'n site of plan, hulle het alles gesteel, dat is onprofessioneel. Dit is die intelligentie ouens van Suid-Afrika. As jy nou kyk na minister Ntshavheni, sy is in die presidentskap, sy is verantwoordelik vir staatsveiligheid onder andere. Sy het hierdie week gepraat sy van mense wat probeer om 'n coup d'etat in Suid-Afrika uit te voer. Die vraag moet wees, waar is daai mense moes nie gearresteer nie? Ek sien sy, ek wil nie lelik wees, maar ek dink eerlikbaar daai een breinsel wat sy gebruik om hoe weet ek knip met sy vanderplek. You can't say in public what she did. Jy kan nie daai tipe van intelligensie in openbaar oor iets so belangrik is. Maar dit gee jou indruk van wat in daai deel van die gaan. En natuurlik die polisie is as jy die polisie nou as 'n misdaadkartel beskryf, is jy nie not far off te maak. Jy not far off te maak. En as jy die ANC as 'n misdaadkartel begin beskryf, jy not far off te maak. Ek wil net iemand vertel, die president Steve Fikile Mbalula, om met Panjasa Lesofie te gaan praat, hulle wil die nasionale uitvoerende komitee, provinsiale uitvoerende komitee van die ANC, in Gauteng en hier in KwaZulu-Natal, wil hulle nou ontbind en vervang, want die argument is, ons het die verkiesings in die twee provinsies verloor, maar ons weet dis nie waaroor dit gaan nie. En Fikile Mbalula kom met Panjasa Lesofie en hy sê van wat hy wil doen, en Panjasa sê van luister man, ek help jou, jy vir op die sikkel. Hoekom gaan jy nie na die uitvoerende komitee, en dis dit hier so aan die kant, gaan sê jy vir hulle, jy gaan ontbind. Die helfte van die ouens is in die taxibedryf betrokke, die ander is in die watertrokkartelle betrokke, die ander is in die konstruksiebedryf betrokke. Almal van hulle is in die plaaslike regering en provinsiale regering se waardevoorsieningskettings betrokke, met tenderpreneurs. Die helfte van hulle is gewapen en 'n klomp van hulle het al 'n paar mense uitgehaal. Hoekom gaan vertel jy nie vir hulle jy wil hulle ontbind nie? Verkiele terug, toe die huis toe, stop in die werkbedrijf. Toe vergroot hulle die uitvoerende komitee in KwaZulu-Natal sowel as in Gauteng, omdat dit nie moontlik is om in te tree en te doen wat jy wil doen. Nou die vraag is dikwels, wat weet die president van al hierdie goed? En dit is heel moeilik dat hy die meeste van wat aangaan dat hy 'n goeie idee het. Ek is nie seker of hy hom alleen verlaat op in Ntshavheni om te vertel nie. Maar hy het familie in die regte plekke wat hom kan inlig. Hy het kennis in die regte plekke wat hom kan inlig. So, kom ek maak die veronderstelling, hy is bewus daarvan. Die vraag is, wat is sy vermoë om te reageer daarop? Dus is dat, en ek dink die meeste van ons weet dat Lepoma Setile is op die blaas in sy nek. En Paul weet ons, is bewus daarvan dat hy waarskynlik nie 'n leierskapskonferensie teen die president kan hê nie. Hy kry nie beheer vir voetspoor, hy was my maand laas in KwaZulu-Natal, hy kry nie 'n voetspoor daar nie. Hy kry nie 'n voetspoor in die Wes-Kaap nie en hy kry nie in die Oos-Kaap nie. Mpumalanga is onseker oor sy steen daar en hy weet in die Noordwes-provinsie dat hy relatief steen die Vrystaat weggedip van hom af. Maar hy het 'n bondgenoot in Gwede Mantashe gekry. Hulle twee, na Ramaphosa die deel van die portefeulje met energie weggevat het van Gwede Mantashe,
ek weet nie, geflip na Paul Mashatile se kant, so hulle twee is nou baie naby. So en julle sal onthou, toe Thabo Mbeki verwyder is, en toe Jacob Zuma verwyder is, die ou wat aan die deur gaan klop in die oggend, was Gwede Mantashe. Hy is die voorsitter van die party, hy is nie meer so magtig as hy was nie, maar hy is nog steeds baie powerful. Intussen het hulle daarin geslaag om die ANC se caucus in die parlement agterin te kry. Die meerderheid van die lede daar is nou meer Paul Mashatile en Gwede Mantashe mense as wat hulle Ramaphosa mense is. En die meeste van die mense wat daar sit, of baie van die wat daar sit, is in die nasionale uitvoerende komitee van die ANC. So die laaste klompie maande, kort was daar 'n datum belê vir die nasionale uitvoerende komitee vergadering, dan word dit uitgestel. En belê hulle nie doen, dan word dit uitgestel. Maar die lede van die caucus, Paul Mashatile, hulle sê, ons dring aan dat die regering van nasionale eenheid met die uitvoerende komitee te sprake kom, dan moet 'n besluit geneem word of is die DA gaan uitskop of nie. Ramaphosa en Fikile en Malula probeer om die elke slag uit te stel, en miskien is hulle nou ver genoeg uitgestel, want as hulle nou hier gaan belê gaan, Mkhwanazi, dat die polisie aangaan, gaan nou ter sprake wees. Miskien is die regering van nasionale eenheid eers vir 'n rukkie van die tafel af, maar vir Paul Mashatile, as hy eers die regering van nasionale eenheid verwyder het, dan skep hy genoeg onbestendigheid rondom Ramaphosa. Want hy weet, dit is nie moontlik vir hom om by 'n leierskapsverkiesing die presidentskap van die ANC oor te vat nie. Hy moet dit by default oorvat na Ramaphosa verwyder is, wat om 'n jaar na 18 maande tyd gee om as president van die ANC te funksioneer, en dan in daai tyd wil hy nuwe verhoudings bou, wat hopelik uiteindelik kan ontslaa raak van Ramaphosa, maar wat ook van hom presidensiële materiaal mag, omdat daar geen ander mededingers is nie. Hy het nog nooit beter nuus gekry as toe Mkhwanazi vir Senzo Khune geïmpliseer het, dit is die enigste werklike mededinger geweest. Senzo gaan waarskynlik nie die cover herstel van wat hier gebeur het nie. As jy nou mooi dink, was net Paul Mashatile oor. Ramaphosa is nog nooit swakker geweest, en omtrent elke dag uit geen voetspoor in KwaZulu-Natal nie, in Gauteng sukkel hy, want dis Paul Mashatile se wêreld. In Mpumalanga het hy geen populariteit nie, dis nou met die begrafnis daar geweest. Dis 'n 50-50 ding tussen hom en Paul Mashatile. So eintlik is daar nou 'n leierskapskonferensie gaan hy nie veel traksie maak nie. En die heel belangrikste ding, die takke wat uiteindelik besluit wie is die volgende president. As gevolg van hierdie proses van reiniging, die sogenaamde renewal proses, wat hierdie waardeketting van korrupsie en toegang tot entrepreneurs in die staatskas, wat dit bedreig, daai assosiasie met Ramaphosa maak dat hy ook nie meer seker is vir sy steun binne in die takke nie. So, die hele proses van toegang tot die staat is nie net meer korrup nie. Dit is vir 30 jaar as het so. Dit beweeg na 'n volgende vlak toe. Dit beweeg na die vlak van die militarisering van korrupsie, die militarisering van die tenderprosesse en die militarisering van misdaad in Suid-Afrika. En ek dink dit is wat die werklike groot gevaar vir ons grondwetlike demokrasie nou. Daar is nie meer genoeg konsensus oor wat goed is vir Suid-Afrika nie. Daar is nie meer kompromieë wat staande bly nie. En uiteindelik is daar nou meer mense wat 'n belang daarbij het om die reëls van die grondwet te omseil, om die waardes wat maar liggend aan 'n liberaal-demokratiese grondwet is, op een of ander manier te korrigeer. Aansienlik meer mense, ek praat van politieke elites, ek praat nie van gewone mense, meer politieke elites wat bereid is om hierdie proses so te ondermyn en belange daarbij om die staat die staat veronderstelling te verteenwoordig, om daarteen te agiteer. En ek moet nie ding, my weergawe van die ding klink besonder morbied nie. Maar ek dink dis belangrik dat 'n mens presies weet wat die skade aan die weefsel is van die verhouding tussen die ekonomie en hierdie geweldige sterk, goed georganiseerde, gemilitariseerde kartelle wat in Suid-Afrika uit die informele ekonomie, hulle self verbind aan die staat, hulle self verbind aan politieke elites, en dan uiteindelik neervat van dienslewering in Suid-Afrika en van toegang tot staatskapitaal
in die land. It's not a pretty picture. Die vraag is, kan jy dit omdraai? Nou, ek het gister te sê ek vir 'n boer wat hier rondloop te sê ek vir hom, maar dit lyk af my in die Weskaap, julle maak julle gate reg in die pad en julle lewer dienste. Ek was die ander dag toe ry ek my kar aan rond en ek soek slaapplek. Ek kan slaap in my kar, so ek soek net plek om te parkeer en ek gaan daarna en Hermanus daar na die kampeerterrein toe en ek sê vir die ou daar, kan ek hier intrek vanaand? Hoeveel kos dit? Hy sê nee meneer, jy kom nie net hier aan, jy kom trek hier nie. Jy moet daar gaan betaal by 'n ander plek. Die plek word eintlik in die provinsie, so jy moet op 'n ander plek betaal. Jy kan dit net in kantoorure doen. Dan moet jy resiet vir my bring en dan laat ek jou toe. Ek sê, dis nou pyn in die gat, maar dis 'n stelsel wat werk, is dit nie? Niemand kan hier geld steel nie. So, there's a sense of order in die Weskaap. Omdat jy dit wat ek vanaand van gepraat het, is disorder, is 'n vorm van wanorde waar ek mense voordeel put, maar dit is die fasaad van relatiewe orde. En dan word dit lyk as die stelsel voorspelbaarheid in hom het. Maar hier werk dit relatief goed. Hoewel iemand my gesê, daar was nog groot korrupsie in Stellenbosch gewees, en weet jy, die Weskaap diskus op sy DA, is by daar so ook om steelery daar, DA nie, so DA provinsie. So gaan nie noodwendig altyd baie goed nie, maar daar's 'n mate van orde wat dit is. Dis asof die stelsel nog steeds belangriker is as die voordele van wanorde wat dit vir baie mense inhou. So as jy hier in hierdie provinsie kyk, dan dink jy maar, jy moet Suid-Afrika beter kan bestuur. Ek praat met Jordan Lewis, en hy het in die laaste verkiesing hier in die Weskaap in Khayelitsha, in een van die wijke daar, het 7% van die mense daar vir die DA gestem. Dis toevallig in die omgewing waar hy 'n swembad opgemaak het. Met ander woorde, daar's 'n vorm van reward, soos hulle in Engels sê, vir 'n goeie regering. En dis meetbaar partykeer. So dis nie asof Suid-Afrikaanse behoeftes aan goeie regering verloor het nie. En dis nie asof wanneer politieke elites dit reg kry, daar nie 'n vorm van voordeel daarin is nie. Dis die belangrike dinamika van 'n ordelike samelewing. Daai sin vir goeie regering en daai behoefte dan is nog steeds daar. En dit word op 'n of ander manier word dit nog erken. By the way, jy het gesien Johan Rupert, hoe skiet hy vir John Steenhuis in sy kop reg vir die hele wêreld se kameras. Arme John, hy doen baie dinge verkeerd, maar daar was toe hy vir sê John Steenhuis en die sit in die Kaapse vlakte waar die mense mekaar se doodskiet. John Steenhuis is enigiets wil doen. Hulle probeer al vir donkie jare om 'n vorm van beheer oor die polisie te kry, so dat die probleem kan aanspreek, maar dis 'n nasionale funksie. Hulle kan niks daaraan doen nie. Maar as Johan Rupert nie eens weet wat die feite is nie, moet die res van ons nou weet wat die feite is. En so, ek dink die vraag is, kan 'n mens hierdie probleem weer herstel in Suid-Afrika? En jy kan dit nie doen sonder geld nie. Jy kan dit nie doen sonder investering nie. En daar's 'n tipe van 'n wantroue wat bestaan reg oor die wêreld. Onthou die ou met groot geld sit sinema in Amerika. Hy kan enige plek in die wêreld kan hy sy geld belê. Hy gaan na 'n plek waar die risiko's die laagste is, en waarskynlik van winste die hoogste is, waar daar 'n plaaslike mark is, waar rentekoerse laag is, inflasie onder beheer is, en waar daar 'n vermoë is om met politieke elites te gesels om tot 'n kompromis te kom. En ek dink ons het daai voordeel verloor in Suid-Afrika. Baie van julle sal bewus wees dat die president die laaste tyd voortdurend die punt maak oor black economic empowerment en sy ortodokse konfigurasie. En die mense van die Vryheidsfront wat nou oor aan die ander kant was, daar by die Amerikaanse regering klaar en sê, jy's met swart bemagtiging is deel van die rede en waarskynlik die belangrikste rede hoekom daar nie ekonomiese groei is nie. En ek moet vir jou sê, as jy luister na William Domede, ek seker almal van julle dit gehoor toe hy gesê dat R1 triljoen het oor die laaste 30 jaar na 100 mense toe gegaan. Dis die mees fundamentele operasionele definisie van swart bemagtiging. Nou as jy daai tipe van konsentrasie van kapitaal in 'n onproduktiewe tipe van 'n konfigurasie kry, dan gaan jy ook nie nuwe kapitaal waarskynlik trek nie. En dis nie asof dit nie moontlik is om dit anders te doen nie. Ek dink die meeste van julle het nie 'n primêre probleem met die morele regverdiging van swart bemagtiging. Ek dink ons almal wil dit hê. Ons wil almal graag hê dat dat daar goeie skole gebou word, dat mense die goeie onderwys en opleiding vermoë kry om eendag 'n bydrae te maak tot die ekonomie.
ek dink dit is sinvol om regstellende aksie te pleeg, om dit moontlik te maak vir mense wat 'n bepaalde agterstand het, om toegang te kry op 'n of ander manier tot die voordele van burgerskap in Suid-Afrika. Niemand van ons het 'n probleem daarmee nie, maar daai konsentrasie van kapitaal waarvan ek net oor gepraat het, daai triljoen wat na ongeveer 100 mense toe gegaan het. As jy wil gaan kyk waar die konsentrasie van politieke moorde is, gaan soek dit in daai groepie. Jy kan altyd die afleidings daarvan afmaak. Die individu wat daar betrokke is dieselfde mense wat voordeel put uit politieke moorde uit. Dis dieselfde mense wat voordeel put uit die waterlorry kartelle uit en die boukonstruksie kartelle uit. Al die mense is op 'n of ander manier verbind in daai verskynsel. So, as die president 'n nasionale dialoog wil hê, is my argument, dan moet jy na die tafel toe kom en jy moet bereid wees om te gesels oor elke ding wat naby in jou hart is. En vir hom is swart bemagtiging is baie naby in sy hart. Dit is 'n geldige argument om vrae te vra oor die mate waartoe dit ekonomiese groei inhibeer. As die ANC kom, die president kom en sê, okay, kom ons praat oor swart bemagtiging. Kom ons gaan 'n nuwe kompromie aan. 'n Nasionale dialoog gaan oor kompromie aangaan. As hy sê, kom ons gaan kompromie aan oor dit wat vir ons naby in die hart is, dan sê ek eers, kom ons gesels daaroor. Maar die ANC en die president sal nooit bereid wees om daaroor te gesels. En jy sal agterkom uit skielik hier so in 1 maand, dat hy die hele tyd, dan by die Black Business Chamber besoek afgelê, en hy die hele tyd in die media gesê, dis swart bemagtiging is ononderhandelbaar, en hy dit as 'n dryfbare konsep met transformasie gebruik. Die oomblik wat jy praat van transformasie, dan skuif jy dit om teen transformasie te agiteer, is immoreel. Ek dink ook so. Om teen swart bemagtiging te agiteer, is 'n ekonomiese konsep, dis 'n tegnokratiese konsep, ons moet daaroor onderhandel. Maar as jy daai twee mekaar gelykstel, dan maak jy die gesprek dood. Jy kan nie daarteen agiteer verder, jy kan nie met daai gesprek met hom voer nie. As hy bereid is om daaroor te gesels, oor hoe ons dit plooi, hoe ons dit kan aanwend tot die voordeel van alle Suid-Afrikaners, dan kan ons dit doen. Maar in 1 maand het hy skielik baie keer, by herhaling gesê, hoe belangrik is 'n swart bemagtiging. En is dit nie vreemd, dat in daai maand, skielik, kry Paul Mashatile se familie, sy vrou se tweelingsuster, kry die kontrak vir die lotto nie. En dis gebaseer op ortodokse swart bemagtiging. So, mense wat sê, maar die president weet, daar is 'n indikasie dat hy geweet het wat kom. Daar is 'n indikasie dat Parks Tau vir hom gesê wat so moeilike besluit hy moet neem. Daar is 'n indikasie dat Parks Tau geweet het wat gaan gebeur en wat die naderdraai gaan wees, en dat die president ingelig het, en die president het begin voorbrand maak om die Paul Mashatile faksie binne die ANC op 'n of ander manier te pacifiseer en te sê, hierdie tipe van transaksies sal voortduur. Ek is geen bedreiging vir julle nie. En onthou, Paul Mashatile is die een wat baie graag die president wil voortydig verwyder. As jy vra, hoekom neem die president nie moeilike besluit, en ek het die ander dag toe, het ek per ongeluk op RSG gesê, Cyril Ramaphosa word deur die genade van die Here reg opgehou eerder as sy ruggraat. Dit is omdat hy in 'n posisie is, you can't escape from where he is. Daar's net een ding, as niks meer wat hy vrees is dit nie. Net een ding wat hy begeer, hy wil baie graag sy hele termyn uitdien. En hy weet van die drang en die drif van die stelsel om hom voortydig te verwyder. En hy weet die momentum wat dit opbou. En hy probeer hom pacifiseer om hom nie te verwyder nie, sodat hy sy hele termyn kan uitdien. En in hierdie proses sal hy altyd besluite neem wat sy eie langdurigheid in stand hou. Eerder is wat reg en goed is vir Suid-Afrika. Hulle gaan nie praat oor swart bemagtiging as 'n bron van wantroue wat daar is in die ekonomie nie. Hulle gaan nie die primêre pilare van die ANC omtrek nie. Hulle gaan nie die takke uitdaag nie. Hulle gaan nie die nasionale uitvoerende komitee uitdaag nie. Hulle gaan nie die caucus toelaat om belangrike besluite te neem oor die regering van nasionale eenheid nie, want dit bring 'n mate van onbestendigheid by die langdurigheid van Ramaphosa se politieke oorlewing op 'n of ander manier bedreig. Terloops, ek het toe dag om alles te praat, en hy vra weer die vraag, hoe is dit moontlik, sê Piet, dat die ANC was finansiëel bankrot, hulle kon nie die mense betaal nie. En toe is daar die International Court of Justice,
in Israel, en skielik betaal die ANC nie net al hulle rekening nie, hulle betaal ook al hulle mense. Dis 'n hele klomp miljoen, oor die 300 mense vir werk, voltyds, jy kan dink wat daai salarisrekening is. En baie van ons koppel dit aan en sê maar dit Iran. Want in daai tyd het Naledi Pandor, het sy verskyn in Iran saam met die president, dink ek, van Iran. So dit klink amper logies dat daar moet een van 'n transaksie gewees het. Die rede hoekom dit nie lekker werk nie, indien dit die geld vandaar gekom het en dit deur die reservebank gegaan het, as dit in dollars gekom het, was dit nie oop gewees. You can't hide that type of transaction. As dit in cash ingekom het, jy moet 'n klomp geld op een of ander manier ingebring het, so die president moes eintlik persoonlik self met sy vliegtuig ingevlieg het. Jy gaan nie iemand 'n lugwaardin met 'n tas vol geld, dis just not enough money, jy moet baie dollars aanbring. So, onthou daai ou wat ek gesê het, wat die geld in die kus daar in Palapai bank gesit het. Daai ou vlieg moes dikwels met die president se vliegtuig rond. En hy bring periodies besoeke aan die United Arab Emirates. En ons weet vir 'n feit dat 10 jaar lank omtrent die United Arab Emirates die ANC gesponsor veral rondom verkiesings. En onthou julle hier skielik op 'n kol te vlieg een van 'n prins of 'n koning, wat ek al hier in die Ooskaap in, en hy is daar op sy plaas en die jag 'n bietjie, hy dink omtrent 1000 mense om now it makes sense, isn't it? Now we have some hands where the money could come from. Daar's geen evidence dat Iran die geld voorsien het nie. Maar as jy die patroonmatigheid so verpak en jy praat met ouens binne die ANC, that starts to make sense. Die geld het ook op 'n ander plek ingekom, maar een van die probleme van met mense soos julle praat is, hoe oortuig jy iemand om anders te dink? Ek sê altyd in die begin van die jaar, sê ek my student, ek is seker Louise doen dit ook, ek sê altyd vir hulle, hierdie jaar gaan ek nie vir jou 'n enkele punt gee vir wat jy weet nie, want Google weet alles en ChatGPT weet nog meer. Vir wat mens weet, gee ek nie punte nie. Ek gee hierdie jaar net punte vir wat jy maak met wat jy weet, en wat ChatGPT en wat Google weet. En ek gee net vir punte as jy vergelykend en analities dink, met ander woorde, as jy bereid is om met 'n goeie argument jou eie argument te ondermyn. Nou, in Suid-Afrika, dis baie moeilik in 'n samelewing waar daar geweldig baie spanning is by mense. Ons is besig, dit bereik by die punt dat daar 'n tipe van 'n oorlewings tik van die horlosie is, nee. It can't go on like this. Daar is nie nog 'n demokrasie in die wêreld wat ons werkloosheid gehad het, wat so lank oorleef het vir 3 dekades nie. Ons moet begin die vraag vra, wat is die waarskynlikheid dat met Savini, wanneer sy sê daar is 'n dreigende coup d'etat, it could well be true, is it? Al die ander indikatore dui daarop dat dit so iets moet 'n moontlikheid vir Suid-Afrika wees. Ek dink sy praat ons, maar sê maar al die ander indikatore praat op dui daarop dat dit moontlik so iets 'n moontlikheid kan wees. En hoe meer ons onder spanning kom, hoe meer daar's 'n baie spesifieke gedragspatroon. En jy sien dit in die res van die wêreld. Jy het gesien daar's 'n swaai na regs in politiek in Europa. En jy het gesien daar's 'n swaai na regs in die politiek in Amerika. Donald Trump is 'n regse verskynsel. Die probleem met Amerika is, in 1980 was 80% van alle Amerikaners was wit. Nou is so 59% wit. Die ding wat die Amerikaners konfronteer waarmee hulle sukkel is the complexity of diversity. Dis hoekom die idee van woke en LGBTQ en daai, ons fikseer baie konsepte, maar eintlik is dit die kompleksiteit van diversiteit wat die Amerikaners mee battle. Dieselfde in Europa, die kompleksiteit van diversiteit. Nou in Suid-Afrika, ek mag verkeerd wees, ek het nie meningsopname nie, en daar's data wat die teendeel argumenteer. As ek kyk na my goeie vriend Corneille Mulder, sy politieke party, sy steun het omtrent geval soos 'n klip in die laaste verkiesing. Maar die mense wat na die DA toe gaan, koop in op die, noem het maar die technokraties, libertarian philosophy, wat verkoop word deur John Steenhuisen,
en my vriend Daniel en Zul. Met ander woorde, onder wit Suid-Afrikaners is daar 'n stelselmatige skuif na konservatisme toe en selfs 'n bietjie na die regterkant toe. Nou, dit is ons kollektiewe reaksie wanneer daar 'n tipe van 'n drukkokersituasie in die politiek ontstaan. Mense word angstig en die kinders begin immigreer. En raak ek baie week in die ander dag te vra vir ChatGPT. Hy moet vir my die demografiese syfers van Suid-Afrika vat soos wat dit in 1994 bestaan, 95 bestaan het. Dan moet hy vir my die veranderlikes wat in die patroonmatighede 'n invloed daarop gehad het tot by 2025 moet hy my karteer en hy sê vir my immigrasie is 'n veranderlike. Hy sê ouderdom speel 'n bepaalde rol. Hy het lang sulke interessante goed wat hy so uitgooi oor wat speel 'n rol, oor hoekom lyk ons demografiese syfers soos dit nou lyk, né? Dus ek vir my uit te vat nou hierdie selfde patroonmatigheid en extrapoleer jy het my na die volgende 30 jaar toe, né? Want 95 is die ander kant, ons wêreldbeker die eerste keer gebeur, né? So vat hom maar net my na 30 jaar toe. So te loop, so die veel wat bietjie bedruk voel. Toe presentasie van die Suid-Afrikaanse bevolking gaan wit wees dan 3,5%. Met ander woorde geen politieke voetspoor, ideaal gaan nie bestaan nie. En waarskynlik ook 'n baie beperkte ekonomiese voetspoor. En dit is die Suid-Afrika, as dit jou beleid maak, as dit hoe die demografie gaan lyk, wat jou kinders en definitief jou kleinkinders in gaan voortbestaan. Maar ek ken omtrent nie met iemand wie se kinders nie al geïmmigreer het, die helfte of die meeste van hulle selfs partykeer. So sien jy, en ek het nie eens dit ingewerk in my som nie, want dit het nie oor die laaste 30 jaar 'n pertinente syfer nie. Dit is iets wat ons weet wat ons verwag vir die toekoms. So sien jy hoe Suid-Afrika gaan verander. En as jy dan weer vir jouself die vraag vra, wat is die kans dat hierdie weefsel, hierdie onderliggende weefsel, wat die grondwet in eerste plek in stand moes gehou, wat gelei het tot die kompromis wat ons in 94 aangegaan het tussen historiese erfenissies, wat is die waarskynlikheid dat daai weefsel kan herstel? En al jy daai komponent van middelklas en hoër middelklas kapitaal, wat 'n belangrike by bestendigheid in 'n liberaal-demokratiese grondwet, neem ek daai veranderlike mee in die sommetjie uittrek. Because it will be insignificant, it might still be there, but it will be insignificant. Nou moet jy vir jou vraag, watter word die mees dominante demografie in hierdie verskynsel? En twee, die een is die wat verarm is, wat nooit suksesvol deur middel van goeie onderwys en opleiding tot in die middelklas gekom het nie. Is 'n dominante demografie, en dan die elite met die opportunistiese belang by onbestendigheid en om te teer op die staat is 'n ander dominante demografie. So as ek myself die vraag vra, hoe lyk Suid-Afrika oor 30 jaar? The evidence and the data suggest it might be horrible. It might be horrible. En as jy vir my sê, maar wat is die indikatore dat ons dit kan omdraai? En wat is die waarskynlikheid dat ons 'n liberaal-demokratiese grondwet gebaseer op 'n vorm van modernisasie, ekonomiese groei en geleenthede? I don't know. Ek kan nie, daar's niks wat ek vir jou kan sê dat daar 'n waarskynlikheid of 'n oorwig van waarskynlikheid is dat jy hierdie weefsel kan herstel wat onderliggend die waardestelsel van die liberaal-demokratiese grondwet nou uitdaag meer as ooit tevore. Die president gaan ons nie red nie. Die enigste ding wat my hoop gee is die feit dat, soos ek gesê het, in die laaste verkiesing het net 15,6% van mense in Suid-Afrika wat mag stem tussen die ouderdom van 18 en 108 het vir die ANC gestem. En net 23% van mense wat geregistreer is om die verkiesing te stem, of hulle nou gaan stem het of nie is 'n ander vraag, het vir die ANC gestem. En net 39,86% van hulle het vir die ANC by die nasionale vergadering brief gestem. Dit is die grootste mosie van wantroue in die ANC wat ek myself kan voorstel. As daai patroonmatigheid kan voortduur, is daar 'n wesentlike kans, en ongelukkig, omdat ek dink die ANC het 'n misdaadkartel geword,
they can't fix themselves. Hulle is geweldig afhanklik van kriminaliteit vir hulle voortbestaan en die bestendigheid en die aanvaarding van die kompromie wat aangegaan word met kriminaliteit. Hulle is nie eenvoudig te afhanklik daarvan geword om hulself te onderskei daarvan. As jy moet van ontslae raak, dit is 'n beautiful idea. Die enigste probleem is, wie vervang hulle? As daar 'n wesentlike alternatief is in Suid-Afrika, kom mens gesê, maar ons kan van ontslae raak, ons kan die land beter bestuur, en die potholes kan reg word, en die diens kan geleer word, en die ligte kan aangaan, en die behuising word voorsien. Dit is moontlik om Suid-Afrika beter te bestuur. Hierdie is, die feit dat ons met 40% werkloosheid sit, en dis nie 'n revolusie nie, is 'n indikasie van die mate waartoe mense bereid is om geduldig te wees met 'n stelsel wat teen hulle gedraai het. Daar is enorme geduld. Noem dit 'n vorm van sosiale kapitaal wat die mense van die stelsel gee. But there must be an alternative. En in Suid-Afrika nou is daar nie noodwendige alternatief. En ek het al baie met Jan en Zille gepraat en gesê, julle moet 'n alternatief word vir die ANC. Julle is nie nou 'n alternatief vir die ANC nie. Swart mense dink nie nou aan die DA as 'n alternatief nie. Ons sien dit toe deel word van die regering van nasionale eenheid het hulle steen opgegaan van hier rond 21% tot 26%, sê die social research van 1000. Dis beduidende groei van 'n politieke party. Maar nie genoeg om 'n wesentlike alternatief te word. En die probleem met die identiteit van die party is nog steeds, en ek het dit al baie keer gesê, baie keer word mense van die kwaad, swart Suid-Afrikaners is sosiale demokrate, social democrats, nie liberals nie. As die DA alternatief word vir die ANC, met die sosiaal-demokratiese party, word een wat 'n wesentlike belang het daarbey om te investeer disproporsioneel in mense wat nie noodwendig van 'n gestem het. En dit moet ek verseker, die ander dag te sê ek vir John Neil Lewis ook. Hy is die enigste politikus waarvan ek weet, Jan Zil bel my toe sê, man, ons doen dit vir almal. John Neil Lewis is die enigste politikus waarvan ek nou weet, wat meer van sy begroting vat en hy spandeer op mense wat nooit vir hom gaan stem nie. Eerder is wat hy spandeer op mense wat wel vir hom gaan stem. Daar's nie baie politici wat daai klink kan maak in die wêreld nie. Stel jouself voor 'n politikus spandeer meer van sy begroting, die kapitaal wat hy kan gebruik om homself in stand te hou. Ons het die somme gemaak. Hy spandeer meer geld op mense wat nooit vir hom sal stem, as wat mense wat vir hom sal gaan stem eendag nie. Ons kort meer sulke politici. Die DA moet bekend word daarvoor, dat dit is hulle ingesteldheid tot goeie regering, as hulle uiteindelik nog swart stemme wil kry. 24 na 26% opgegaan, ons weet is hoofsaaklik swart mense wat by die lysie gevoeg word. As dit by 35 en 40% kom, then we're in business. Ons enigste hoop is dat die DA's op 'n of ander manier 'n kopskuif maak. Soos dit nou is, dink hulle, goeie regering will save the day. Dit sal nie, want dan sal al die mense in Kailicha en Lange al klaar hulle gestem het, dit is nog steeds beter regering as enigiets wat jy kry in Gauteng. Dit gaan nie oor goeie regering nie, dit gaan oor die waardes wat jy verteenwoordig. En daai waardes beteken, mense moet vertroue hê, dat jy die geskiedenis van die land, en die geskiedenis van hoe klasse gevorm is, en ag sal neem op een of ander manier, om voorsiening daarvoor te maak, vir hulle spesifieke omstandighede. You have to live a little bit in the past, if you want to build a better future for South Africa. You can't escape it. Ek die ander dag het met Ernst Roots gepraat, en ek sê, en Ernst vertel my die storie, ek is amper klaar. Ek sien John is bezig om te slaap. Die ander dag toe vertel, sê Ernst Roots my, maar die boereoorlog en sy voorsate definieer hom. Sê wel, ek sien niks daarvan, maar al wat ek weet is, as ek nou die professionele argument kan gebruik in Afrika, mense baie keer sê, in Afrika definieer mense self in terme waarvan of hulle kom. Baie Suid-Afrikaners, where are we coming from? Wie was die voorvaders? Wat het met ons die verlede gebeur? Hoe ons gekonterbaas nou is? En ek het nog my collega's ook gesê, dis waar collega's by ons tyd, solank as wat 'n samelewing of 'n groep of 'n identiteit homself definieer in terme van waarvan hy kom, het hy groot probleme. Kyk maar na die wêreld sukses, kyk maar na die Europeërs, kyk na die Skandinawiërs, kyk na die Amerikaners. Wie wat die belangrikste ding wat hulle sê, it's not where we coming from, it's where we going to. En die Afrikaners, veral hierdie wat so konservatief loop eigenlijk, blye beroep doen op waarvan hulle kom. That's a big problem. It's where we going to, wat aansienlik meer belangrik is. So as die DA, onder die enigste partij is in die stadium by die vermoë en die kapasiteit het, en die organisatiestruktuur
om swart Suid-Afrikaners te oortuig, om hulle saam te vat en sê, yes, it's where we're going to. En dit beteken nie ons het vergeet van waarvan af jy kom nie. Dit beteken nie ons het vergeet van dit wat in die verlede gebeur het, wat dit tot hierdie situasie gebring het, maar die fiksasie moet wees met die toekoms eerder as met die verlede. That's how we understand ourselves, that we understand the future. Dan dink ek dat jy het 'n kans. Dit is moeilik om Suid-Afrika beter te bestuur. Maar Alonzo, ek praat dikwels met haar, daai auntie is 73, sy wil nou vir Johannesburg oorvat. Kom ek sê vir jou, sy gaan 'n plek beter bestuur. Geen twyfel nie. Maar sy gaan nie enkele stem meer kry nie. Die vraag is, wanneer begin mense hier ondersteun? Goeie regering alleen gaan nie swart Suid-Afrikaners kry vir die DA te stem nie. It's a different narrative. Jy moet mense oortuig van die integriteit van hulle geskiedenis en waar hulle is. En ek graag hoor of julle twee vrae het, maar ek wil nie langer praat nie. Asseblief vra dat jy sosiaal-demokraties. Hoe gaan jy dit beskryf om dit toe te pas sonder kapitalisme? Ek weet jy is nie kapitalisme in Suid-Afrika nie, hoor. As jy kyk na... Maar hoe bou jy 'n swembad Ja. as jy nie geld het? Ja, maar dis nie kapitalisme. Ja, ek verstaan nie wat jy sê, maar Suid-Afrika is nie, as jy wil verstaan wat die produktiewe deel van die ekonomie doen, as jy dit as kapitalisme beskryf, dis meer 'n industriële revolusie konsep, né? Dis wanneer daar ongebreidelde monopolie is vir bepaalde individue om soveel geld as moontlik te maak met die maksimum eksploitasie. As die vakbonde nie, as die mediese fondse, as niks nie. Ons het nie eintlik meer dit nie. Wat ons wel het is, jy kan dit 'n markgerigte ekonomie doen. Met ander woorde die wisselwerking tussen vraag en aanbod. Dis 'n meer gekompliseerde ding. Die vraag is in watter mate die voordele van daai stelsel, as jy die risiko so laag as moontlik maak en die produktiwiteit so effektief as moontlik maak en jy 'n bepaalde surplus wat jy genereer, wat jy dan afskeid in die vorm van belastings en daai belastings dan baie effektief aanwend om te spandeer op die mense wat nie vir jou gaan stem nie, eerder as vir jou gaan stem, dan doen jy reg. Ek dink dis ek moet sê Jordan Lewis dink ek doen die regte ding. Dit is presies wat hy doen. Hy gebruik die voordeel wat hy kry van 'n produktiewe en 'n goed bestuurde stelsel om dit te spandeer op 'n deel van die samelewing wat nie noodwendig vir hom gaan stem nie. Dit is 'n deel van 'n sosiaal-demokratiese ingesteldheid. Nee, ek wil net die vraag hanteer dat jy nie oorval word nie. Wie wil iets vra? Kan ons net so hier een, ja? As die idee aan die sosiaal-demokratiese partij aanvaar, waar is die politicus wat hulle gaan lei? En het lijkt vir my ons politici is allemaal onderaan. Ja, ek moet versigtig wees om my naam te doen, maar kom ek gee vir jou 'n voorbeeld wat onlangs gebeur het, né, wat ek redelike binne-inligting oor die president moet besluit oor die Della-wet, né? En hy vroeg daaroor. En hy het 'n behoefte om die Afrikaners te wil. Dit is deel van die poging om Ramaphosa uit te werk. Beskou jy dit as 'n aanval? Ja, hy is nie anti-Ramaphosa ou nie, hy is ook nie Paul Mashatile ou nie. Om die waarheid te sê, jy het agterkom Masemolle, hulle verbyder hom nie. Hy's 'n Makwenasi man. Hulle is almal Ramaphosa mense. En toen was ook 'n Ramaphosa man. Hy het in die firing line beland omdat hy 'n verhouding met Kat Matlala, Musi Kat Matlala ontwikkel het, wat 'n opportunistiese verhouding is en die WhatsApps wat versprei het tussen Vusi, Magotsi, Brown Magotsi en Kunu. It's hard evidence. You can't argue with it. Daai selfone is gevat deur intelligensie en daai inligting is afgetrek. We know there's no doubt about it. Jy kon nie weet wat daar gebeur het. Die ontbinding van die terroriste van die politieke moorde-eenheid. Jy kon nie daarvan geweet en dit is waar dat toe Magotsi vir Vusi sê dat die eenheid wat jy ondersoek en wat jou kom pla, gaan ontbind word die volgende dag te word ontbind. Die uitleg van die tyds van die soos wat Makwenasi sê, there's no argument. Ons weet presies wat daar gebeur het. So Makwenasi is nie anti-Ramaphosa nie. In feite hy's 'n pro-Ramaphosa en soos Masemolle is ook. Maar ek het die ouens gepraat wat in die forensiese ondersoek wat vir
wat vir Sibia ondersoek. Ek het Sibia 'n paar keer ontmoet, 'n sweet character, baie nice, intelligent en interessant hele lot. En die ouens wat hom ondersoek het, hulle sê hy is uit 'n geskiedenis van hierdie van betrok. Jy sal onthou, hy was op 'n kom was hy die forensiese ondersoeker by die City of Johannesburg. Dis waar die eerste forensiese ondersoekers ondersoek het. En as jy praat met die ouens by die NPA, met wie gepraat, hulle sê ja, maar hy moet tree die hele reëls en hy doen goed wat nie moet doen, but he gets things done too. Met ander woorde, hy so partykeer doen hy die regte ding, en partykeer oortree die reëls en hy en die verkeerde vriende, but he still gets the job done. Dis ook omdat daar 'n groot klomp verdraagsheid saam met hom is. Maar hierdie keer, ek weet nie of hy skuldig is nie, Hof moet eers daaroor besluit. I think he's been caught with his pants down. Hierdie ou wat Kat Matlala, is vir 20 jaar, is hy moord, you name it. Die laaste vrou die probeer vermoord was sy girlfriend. En toe die ouens wat hy gekry het om aan te vermoor, hulle skiet toe per ongeluk 'n ander vrou, dis 3 vrouens in sy hand, hulle skiet hulle per ongeluk die ander vrou, en sy girlfriend kom weg, te Bogo. Sy word dan, maar die ouens wat ingelig is, hulle het nie heeltemal geweet deel met skiet, hulle skiet maar soos in die algemeen. Maar daai ou was by, ek dink verskeie moorde. En onthou, hy self, hy het 'n sekuriteitsmaatskappy. Nou, onthou hierdie ouens wat hy gepraat het in KwaZulu-Natal, hierdie groot taxibase, nou fok het so 'n moeilikheid. Hierdie groot taxibase, hulle het ook sekuriteitsmaatskappye. En hulle oes hawes by mekaar in snelle trekkers. En hy het nie sy eie, hy het 'n sekuriteitsmaatskappy verbond is in die ouens, maar hy oes ouens om nie skietwerk te doen. En die wapens wat hulle bijvoorbeeld gekry het by, was nie Wusi Matlala daar was 'n ander Wusi, die wapens wat hulle gekry het by Mamkisi se huis, kon hulle forensies ondersoek in verskillende politieke moorde. Ek is groot dit is. Nie op praat. In verskeie politieke moorde was daar. Jy sal sien hoe die wapens wat hulle gebruik, behoort in bepaalde organisasie en dit versprei die hele tyd. Hulle gebruik baie goed in verskillende politieke moorde en al die ouens verbind mekaar. Onthou dit is about a relationship of trust. Hulle moet mekaar vertrou en dis wat hulle doen. Dis ek myself die wapens gesirkuleer word die hele tyd in die skietery. Die Louise het nog een vraag. O, nog Ja, een. hier is iemand. Okay. Net by die nasionale dialoog, ek dink dit het enige sin, is daar enige kans dat die mense van Suid-Afrika, romantiese term gebruik, die gesprek kan terugvat en iets daarvan kan maak? Of dink jy dit is iets wat Ja, as jy van hierdie vergaderings bygewoon het, kyk ons in die parlement, ons moet altyd sulke vergaderings waar bepaalde goed moet daar openbare. Daai goed word so bestuur gemanipuleer. Jy weet nooit regtig, en die ander ding is dis normaalweg hoef jy dit nie considereer nie en die stemme is die ongelukkig dink ek politics is a elite conversation. If you want to change South Africa, you have to get big business, labor unions, jy moet die ouens wat 'n verskil kan maak, moet jy om die tafel kry en jy moet hulle oortuig dat hulle moet bereid wees om hulle minds te change. Jy kan nie na die tafel toe kom om jou terrein te kom verdedig nie. Ons moet nou ons minds change waar in Suid-Afrika moet gaan. Ek kan nie sien dat dit moontlik is nie. Ek glo nie in nasionale dialoog nie, want ek dink dat paal by die verkeerde goed. En die tweede ding is, ek kan nie sien dat mense hulle minds gaan verander. Die ANC is te afhanklik van die gekorrumpeerde stelsel wat daar bestaan om hulle gedagtegang te verander. Marie? Dit is ook positief na vandaan te sien, maar ek weet nie, kyk julle Itchy Boots. Wie sê? Sy is Dorothy skoenmaker. Okay. Sy het so YouTube waar sy so met motorfietsery maak vandaan. Hulle dink vir my baie op 'n stadium sit sy vas in modder, dat sy met haar boots nie uit daai modder kan kom. Ergens in Afrika, ek voel so dit nog keer het. Voel so 'n bietjie so, ek sit luister na al die feite wat maar een van die goed wat my baie beïndruk het, is die persoon wat verantwoordelik is vir die kampterrein in Hermanus. Want alles wat jy vertel het, is so eties, dat dan dink jy, dis eintlik die tipe mense wat... Hy kon vir my gesê, luister maar parkeer goed daar, geen maar onderaan. Maar hy het dit gedoen, ja. Vir hom gekeer om dit te doen. So van al goed wat jy vanaand gesê, dit daai my nou die meeste beïndruk. Nou dink ek, as jy vir so 'n persoon 'n mandaat sou gee, en hy die vermoë gehad om in 'n minister te word. Wat maak dat hulle dan sou verander of is hierdie
hierdie etiek is eintlik so sterk by hom. En dis die tipe mense wat ons nodig het. So inherent is dit wat ons probeer moslim. Ja, weet, dis 'n vorm van, dit gaan maar behaviorisme, maar een van die goed wat ek weet is, jy kan vir die beste mense in die wêreld, as jy van baie mag gee, dan word het weer 'n ander storie, verstaan jy? Dis nie om eties te wees, if you got nothing to lose, nothing to gain, dis heeltemal iets anders, maar dat die... En die ander ding is, onthou nie, Ramaphosa, praat nie namens homself nie, reageer net op dit wat hy op homself sit nie. Dit maak die saak wat sy eties... Ek weet genoeg van om te dink hy is 'n nice guy. Ek weet genoeg van om te dink hy wil baie graag die regte ding doen. Maar die prys van die regte ding doen is enorm. Sê net maar hy doen wat ons dink hy moet doen. Die kans dat hy verwyder geword is baie groot. Hy kan nie bekostig om die regte ding te doen. Die prys is eenvoudig net te hoog. Nog 'n vraag? Yes. Net as mens nou die drie goeie kyk wat jy aangeraak het vanaand, die militarisasie van die korrupsie, die persentasies van die afname van die ANC se stemmery, want daarmee saam die arrogansie van die ANC wat ek van die DA en die RNE uitskop en saam aangaan. En dit vergelyk net oor daai statistieke en die stemmers elke 5 jaar, of elke 2 jaar vir die plaaslike regering en 'n nasionale persoon. En daai wat afkom, is daar 'n punt wat ons gaan bereik of daar al bereik het, wat die stemmers nie meer eintlik 'n invloed gaan hê op wat gebeur in die land. Kyk, nou het hulle enorme invloed. Die ANC is intens bewus van die feit dat hulle minder as 50% gekry het. Die manier hoe hulle self verdiskonteer, wat hulle sê is, as jy met hulle praat, dan sê hulle, as jy mooi kyk, die 14% wat ons verloor het MK toe gegaan, hè, maar hulle is besig met mekaar uit te val, so met die volgende verkiesing, hulle gaan hulle self vernietig, ons kan daai 14% terugkom. Nee. Die probleem met dit is, nee, dat in 'n bevrydingsstryd, nee, wanneer mense eers een keer weg is, die evidence is daar, hulle kom nie maklik terug na daai self. Jy moet iets doen om hulle terug te kry. Daai bevryding van vir 'n ander party te stem het altyd 'n groot invloed gehad in die verlede. So die kans dat die enigste 10% wat ek dink wat in 'n redelike mate terugkom het, was die wat saam met Thabo Mbeki weg is. In die tyd toe hy verby is, daai 10% van Cope. Hulle het gedwing en baie van daai mense is terug na die ANC toe. Maar iets sê vir my, as jy mooi kyk wat in KwaZulu-Natal gebeur, min mense is bewus daarvan. Die vraag is, hoekom het 45% van die mense wat gestem het vir die, al gedink daaroor, hoekom sou hulle die ANC verlaat vir MK op so 'n groot skaal? Dis 'n massiewe swai. Dit is 'n ongekende swai. Dis die rede hoekom daar 17% swai is. Maar wat het in KwaZulu-Natal gebeur? Ek dink is elemente in my deel Watson. Die president van Suid-Afrika het die nuwe koning wat hy persoonlik met groot fanfare geteken is door die nuwe koning, op aanbeveling van Mangosuthu Buthelezi. Daar's 'n geweldige dispuut binne KwaZulu-Natal of hy die regte koning is, maar dit is nie wat die ding gedryf het nie. Onder King Goodwill's Valentini het hulle begin om 'n belasting te hef as deel van die Nkonyama Trust op mense wat vir honderde jare op 'n stuk grond gebly het, wat verniet was dit, hulle kry by hulle voorvaders. Die behoort in die Nkonyama Trust, behoort in die Zulu koning, maar hulle het gebruiksreg gehad. Toe begin hulle met 'n belasting daarop. Daai belasting het wat 'n enorme vervreemdingseffek gehad. Nie net in die landelike areas nie, maar onthou net die mense wat in Durban en Pietermaritzburg bly, hulle almal, hulle wortels is in die landelike gebied. Hulle is in landelike KwaZulu-Natal. Ook hulle was geaffronteer deur daai belasting geweest. Daai groot swai was primêr as gevolg van die belasting wat daar gegee word. En daar's nou gaan niks verander nie. Daai belasting gaan nie nou opgehef word nie. Die dispuut is in die gang, maar dit gaan nie opgehef word nie. Die enigste manier hoe die ANC daai stemme kan terugkry, dink ek, is hulle moet sê, ons daai belasting gaan nie meer betaal. Dan het hulle 'n kans, maar die wantroue is nou reeds daar. So jy moet die veranderlike wat die spy teweeggebring het, wat jy op 'n of ander manier met jou ondermyn. En daar's nie in die ANC, nou onthou net weer eens, dis 'n besluit wat in die uitvoerende komitee van die ANC in daai provinsie geneem moet word. Daar's 'n klomp kartelle wat bepaalde belange by die koningshuis en die manier hoe toegang tot die staatskas verkry word daar. Dit gaan nie gou gebeur nie. So die ANC is naïef as hulle dink hulle gaan daai 14% terugkry. Ten spyte van die onbestendigheid wat in die MK-party die gang is. Dit is mense, as jy kyk nou in Nkandla, die laaste paar verkiesings, daai Nkandla is hoofsaaklik altyd na oppositiepartye gaan. Dis waar Jacob Zuma bly. Daar is nie genoeg goodwill
eens Jacob Zuma noodwendig nie. Dit gaan oor die belastings. Terloops, Jacob Zuma se familie is bekend daarvoor dat hulle die Britte teen die res van die Zulus gejoin het, toe die Britte die Zulus op 'n militêre moeilikheid gegee het. So, dis nie baie populêre groep mense nie. Hulle was eintlik die handsoppers geweest. Chris, is daar nog iemand wat na Chris dringende vraag wil vra? Okay, 2. Dan daai 2, nee, dan moet ons... Dus, ja, sy sê ons moet huis toe gaan. Ja, yes, Chris. As ek 'n metafoor kan gebruik, het punt vir my Suid-Afrika is in die ICU, right? Ja. En jy wat 'n spesialis is, Nee. jy nou 'n MRI-scan moet vat van hierdie land. Waar lê die kanker? Is dit kanker? Waar lê die kanker? Is dit dialoog wat nou bedoel om nou 'n nuwe compact is dit verkeerde medisyne van hulle beloop. Ja, kyk ek dink die mense moet, ek weet nie of dit die enigste probleem gaan wees, maar hierdie scan, hierdie PET scan wat jy gaan doen, gaan vir jou sê dat die wortels van 'n bevrydingsbeweging is omtrent by definisie, jy kan beskryf het, is autoritair, né? Bevrydingsbewegings is nie demokratiese instellings nie. So hulle het nie 'n lang geskiedenis van demokratiese mededinging nie. In 1994 sê ek altyd vir mense, daar was nie demokrate in Suid-Afrika nie, die wittes het net vir mekaar gestem, en Swart-Afrikaners het nooit gestem nie. Ons was 'n klomp mense wat by mekaar gekom het met 'n kompromis sonder 'n geskiedenis van demokrasie in Suid-Afrika. Die bevrydingsbeweging was baie versigtig om uiteindelik oor te gaan en 'n politieke party te word, juis omdat die konfigurasie, die dinamika binne die party is ingestel op die idees van 'n politieke bevryding, van 'n vorm van bevoorregting, van 'n vorm van regstelling van die verlede. Daai filosofie daarvan het hulle aan die lewe gehou die hele tyd. As die ANC in 1994 gesê, ons is nie meer 'n bevrydingsbeweging nie, ons is 'n politieke party wat nou na die toekoms kyk, het ons 'n fair chance gehad. Ek vermoed, 'n deel van die kwaal was hulle weiering om te ontwortel uit die filosofie van bevryding uit, omdat dit vir hulle voordeel by die stembus aanvanklik was. We begin nou teen hulle tel, want die demografie verander, van die ouderdom van mense verander. Maar vir 3 dekades was dit tot hulle voordeel om die autoritaire tendense van die bevrydingstradisie, om dit lewendig te hou, omdat mense 'n tipe van 'n affiniteit daarvoor gehad het as gevolg van die narrative het oorgespoel, né, van ons ouers het ons vertel van die struggle en die waarde van die struggle. Nou dat dit besig om waarde te verloor, word dit baie moeiliker vir hulle, maar ek dink die langdurige verknogtheid aan bevrydingspolitiek en bevrydingsfilosofie het Suid-Afrika terminaal skade berokken. Ek dink miskien nou hierdie PET-scan weer raak, dan gaan hy op daai klein natkolletjie by die boer altyd sê, wil jy boer nie by kinders wat hulle van vertel, en toe kom die boer daar is swaar, die plaas is niks op die plaas nie. Nee, wacht, ek het nie grap het, hulle gaan die kap kom. Maar ek is die PET-scan gaan sê, ek vermoed, het gaan oor die filosofie. It is the ideology that went wrong. There's a distributive ideology at the expense of growth, development and modernization. Asseblief. Maar as 'n Suid-Afrikaner of as iemand wat beskiklik is in Suid-Afrika en wat nie kan enige op 'n individuele vlak, wat doen ek? Dan is maklik om te sê die regering moet dit doen, die regering moet dit doen, en hulle swaar ons op 'n daaglikse basis. Wat doen ek? Ek moet vir jou sê, die meeste mense wat ek ken, doen eintlik al reeds wat hulle kan doen. Hulle gaan werk toe, hulle gee hulle kinders goeie onderwys en opleiding, hulle spandeer, ons is een van die hoogst belaste lande in die wêreld, die middelklas, as jy kyk wat die belasting wat die middelklas in Suid-Afrika betaal, dis skrikwekkend vergeleken met baie ander lande wat baie meer sosialisties is dit ons nog steeds meer belast. En die meeste van die mense bly hier en as ek kon goodwilling, as ek vertel altyd vir die studente en vra, hulle sê vir my, man, wit Suid-Afrikaners, ons moet allemaal weggaan, dink ons is allemaal rottend, sê ek ken nie eintlik sulke wit Suid-Afrikaners wat so dink oor swart Suid-Afrikaners nie. Ek moet waarheid te sê, oorwegend dink ek mense het 'n belang, besef het 'n belang daarbij
dat as swart Suid-Afrikaners onder die water ingetrek word, gaan ons saam met hulle. Daar's nie 'n wit eiland in die wêreld nie. Ek dink there's enough goodwill in Suid-Afrika. En die meeste van julle doen alreeds dit wat julle kan doen. Julle is betrokke by 'n gesprek, julle dink daaroor, julle is redelike mense. Die regse groepe in Suid-Afrika is baie klein, dis die ouens wat heeltemal bereid is om Suid-Afrika onder te trek eerder as om 'n kompromie aan te gaan. En swart Suid-Afrikaners ook, dis wat ek vir jou sê, die laaste verkiesing het swart Suid-Afrikaners 'n geweldige moesie van wantroue in die ANC openbaar. Hulle het reeds die bevrydingsbeweging agter hulle gesit. Dit beteken nie hulle het nie belang daarbij dat daar na hulle omgesien word, na hulle kinders, na hulle wil skool hê, hulle wil hospitaal hê, en hulle weet nie die staat kan vergeel, hulle kan dit nie self bekostig nie, hulle het nie daai means nie. I think there's still some consensus that we will have to survive this together or we will have to drown together. Ek dink dis nog daar. En nie een van ons kan die wêreld verander op ons eie nie. Maar if there's a willingness to live with the realities of other people, dan dink ek, ons is nog daar. Ek het vir die ANC verslag geskryf, laaste ding binne loop ek. Ek het vir die ANC verslag geskryf, toe vra hulle vir my, ek moet vir hulle sê, wat moet hulle doen dat Afrikaners vir hulle stem? Dit klink of het vreemde behoeftes vir die ANC, maar dis hulle kry my in, ek is die enigste blikvel daar, ek gaan vir hulle hierdie verslag skryf. En ek moet ook sê vir Gwedi Mantashe, ek sê van, I can give you the answer in one sentence. I can go and write a report and you can pay me a lot of money if you want to, that's what you want to do, but I can give you in one sentence, I can tell you, the answer is very simple. Oh yeah, what is the answer? Ek sê, Afrikaners are conservative people and they're by and large religious people, like black South Africans. You only have to govern fairly and govern well, and they might vote for you. They're not liberals. I can advise them to say they hide in the DA from you. But if you govern fairly and you govern well, they might vote for you too. They will vote for somebody that serves the interest of the greater good in South Africa. That is my word om te sê, kon write a report. Because he didn't believe me. En dis uiteindelik wat my argument was. En ek dink solank as die mens kan sê dat in Suid-Afrika sal mense die regte ding doen, if they allow the opportunity to do it. Ek weet nie, miskien is ek stupid, miskien naïef, but I think it's still there. I think there's still something there. En as jy daai ingesteldheid het, dink ek as jy al, you've done what you could. Ella se ouma het altyd vir hulle gesê, as hulle weggaan in die langkloof het, vir haar groet, probeer maar net julle bes. Ek hoor jou, Jean, jy moet gebied bedank is. Ja, oké, baie dankie dat julle dit uitgesit het. Ek gaan my hier so staan. Ja, dat kan Liever, Julle moet vir die kamera kyk. Dit is luister. Die eerste keer wat ek en jy en Ben mekaar ontmoet het was, ek verstaan, in die dood. Die dag as dat maar was. Maar Ben was daar tot diep geloof geweest. En daar was 'n NG konferensie waar allemaal yes. Dus ek vir Ben, daar ek jy nog skramste kyk, sê ek maar voor. Kyk wat jy. Toe sê die, man, kan ek moet. Dit was jou moet, waarom was dit in wat heb je bel? Mel, something bel. As het is dat. Ja, ek ken dit. Nee, ek kon ken het. Ek kon het nie, nee. Ek is skaam, maar ek kon ken het nie. Skaam, maar ek ken het. Ja, ek moet vir jou sê, dankie Ben, is kak of jou dankie, dis jy vanavond hier. Weet nie, jy vanavond so dankbaar bedank. Ek het oortuigend, nou dank ek jy toe. Dankie vir jou, kyk by ons vanavond. En ek so, dit is so baie gekoos nie, jy wil nie gehad het, jy wil net koos te luister, by ons by dink. Jy weet nie by ons luister, jy sê, maar, hy kon ons nie so baie so wat mens sê nie, kan hy nie maar praat nie, en die het toegepraat, so baie dankie, Johan. Dankie. Ek is daar van ding, as hulle so praat, dan jy dit vir my, dit is nie ook op my, ek my sier gaat
maak het wat ding is, hulle het die land, hulle krap tot daar die olie. En die ander ding is, dit is nog steeds diep geloof, herinner my aan Sakkie Spanneberg. Sakkie Spanneberg het dit dat hy klaar gepraat en besef, die mooiste ding is wat ek dink, hoe moet jy sê, al het building. Hy het klaar gepraat en sê, gaan huis toe, en wees die vier gepraat. Die fokker is mooi. Dit is nog steeds uit gaan huis toe, dit is een goeie verkoop. Ja, maar hoor die ding, hè, jy weet ek jou leider om baie mens verloor. Ja, nie mens jou kan aankijk nie. Moet so, kijk na, denk jy daar, dis nie nou, Ek het die ding gestop. Baie dankie mense, geniet mekaar nog en ons sien julle volgende maand weer. Dit is deel van die poging om Ramaphosa uit te werk. Beskou jy dit as 'n aanval? Ja, hy is nie anti-Ramaphosa ou nie, hy is ook nie Paul Mashatile ou nie. Om die waarheid te sê, jy het agterkom Masemolle, hulle verbyder hom nie. Hy is 'n Makwenasi man. Hulle is allemaal Ramaphosa mense. En Kunu was ook 'n Ramaphosa man. Hy het in die firing line beland omdat hy 'n verhouding met Kat Matlala, Musi Kat Matlala ontwikkel het, wat 'n opportunistische verhouding is en die WhatsApps wat versprei het tussen Vusi, Magotsi, Brown Magotsi en Kunu. It's hard evidence. You can't argue with it. Daai selfoon is gevat deur intelligensie en daai inligting is afgetrek. We know there's no doubt about it. En Kunu weet wat daar gebeur het. Die ontbinding van die terroristie, van die politieke moorde-eenheid, het Kunu daarvan geweet en dit is waar dat toe Magotsi vir Vusi sê dat die eenheid wat jy ondersoek en wat jou kom pla, gaan ontbind word, die volgende dag te word ontbind. Die uitleg van die tyds, soos wat Makwenasi het, dit is no argument. Ons weet presies wat daar gebeur het. So, Makwenasi is nie anti-Ramaphosa nie. In fact, hy is pro-Ramaphosa en soos Masemolle, is ook. Maar ek het die ouens gepraat wat in die forensiese ondersoek wat vir Sibia ondersoek. Ek het Sibia paar keer ontmoet, 'n sweet character, baie nice, intelligent en interessant hele lot. En die ouens wat hom ondersoek het, hulle sê hy is uit 'n geskiedenis van die betrok. Jy sal onthou, hy was op 'n kol, was hy die forensiese ondersoeker by die City of Johannesburg. Dis waar die eerste forensiese ondersoekers hom ondersoek het. En as jy praat met die ouens by die NPA, met wie gepraat, hulle sê, ja, maar hy oortree die hele reëls en hy doen goed wat nie moet doen, but he gets things done too. Met ander woorde, hy is so, partykeer doen hy die regte ding, en partykeer oortree die reëls en hy en die verkeerde vriende, but he still gets the job done. Dis ook omdat daar 'n groot klomp verdraagsaamheid saam hom is. Maar hierdie keer, ek weet nie of hy skuldig is, die hof moet eers daaroor besluit. I think he's been caught with his pants down. Hierdie ou, wat Kat Matlala, is vir 20 jaar, is hy moord, you name it. Die laaste vrou wat hy probeer vermoord was sy girlfriend. En toe die ouens wat hy gekry het om aan te vermoor, hulle skiet toe per ongeluk 'n ander vrou, dis 3 vrou in sy hand, hulle skiet per ongeluk die ander vrou, en sy girlfriend kom weg, te Bogho. Maar die ouens wat ingelig is, hulle het nie heeltemal geweet hoe hulle moet skiet, en skiet maar soms in die algemeen. Maar daai ou was by, ek ben verskeie moorde. En onthou, hy self, uit 'n sekuriteitsmaatskappy. Nou, onthou hierdie ouens wat gepraat het in KwaZulu-Natal, die groot taxibase, fucking soek ek weer moeilikheid, hierdie groot taxibase, hulle het ook sekuriteitsmaatskappye. En hulle oes hawes by mekaar, en snelle trekkers. En hy het nie sy eie, hy het 'n sekuriteitsmaatskappy verbind as hierdie ouens, maar hy oes ouens om nie skietwerk te doen, en die wapens wat hulle bijvoorbeeld gekry het was nie Vusi Matlala daar was 'n ander Vusi, die wapens wat hulle gekry het by Mamkisi se huis, kon forensies ondersoek in verskillende politieke moorde. Ek is groot en is. In verskeie politieke moorde was daar. Jy sal sien hoe die wapens wat hulle gebruik,
behoort in bepaalde organisasie en dit versprei die hele tyd. Hulle gebruik baie goed in verskillende politieke moorde en al die dinge se verbind mekaar. Onthou it's about a relationship of trust. Hulle moet mekaar vertrou en dis wat hulle doen. Dis ek myself by wapens gesirkuleer word die hele tyd in die skietery. Die Louise het nog een vraag. O, nog Ja, een. hier is iemand. Okay. Net vir die nasionale dialoog, ek dink dit het enige sin, is daar enige kans dat die mense van Suid-Afrika romantiese terme gebruik, die gesprek kan terugvat en iets daarvan kan maak? Dink jy dit is iets wat gebeur? Ja, as jy van hierdie vergaderings bygewoon het, kyk ons in die parlement, ons moet altyd sulke vergaderings waar bepaalde goed moet daar openbare. Baie goed word so bestuur gemanipuleer. Jy weet nooit regtig, en die ander ding is, dis normaalweg hoef jy dit nie considereer nie, en die stemme is die ongelukkig dink ek, politics is a elite conversation. If you want to change South Africa, you have to get big business, labor unions, jy moet die ouens wat 'n verskil kan maak, moet jy om die tafel kry en jy moet hulle oortuig dat hulle moet bereid wees om hulle minds te change. Jy kan nie na die tafel toe kom om jou terrein te kom verdedig nie. Ons moet nou ons minds change waar jy in Suid-Afrika moet gaan. Ek kan nie sien dat dit moontlik is nie. Ek glo nie in nasionale dialoog nie, want ek dink hulle praat met die verkeerde goed. En die tweede ding is, ek kan nie sien dat mense hulle minds gaan verander nie. Die ANC is te afhanklik van die gekorrumpeerde stelsel wat daar bestaan om hulle gedagtegang te verander. Ek wil vir u Marie. Marie. Ek weet of positief na te sien, maar ek weet nie, kyk julle Itchy Boots. Wie sê? Sy is Dorothy skoenmaker. Sy het so 'n YouTube wat sy so met motorfietsry maak vanaand. Hulle dink vir my baie op die stadium sit sy vas in modder. Dat sy met haar bootsie nie uit daai modder kan kom. Ergens in Afrika, ek voel so innoveer het. Ek voel so bietjie so, ek sit luister na al die feite wat ek ken. Maar een van die goed wat my baie beïndruk het, is die persoon wat verantwoordelik is vir die kampterrein in Hermanus. Want alles wat jy vertel het, is so eties, dat dink jy, dis eintlik die tipe mense wat... Hy kon vir my gesê, luister maar, parkeer goed daar, geen onderhandeling. Maar hy het dit gedoen, ja. Vir hom gekeer om dit te doen. So van al goed wat jy vanaand gesê het, daai my nou die meeste beïndruk. Nou dink ek, as jy vir so 'n persoon 'n mandaat sou gee, en hy die vermoë gehad, om in 'n minister te word, wat maak dat hulle dan sou verander, of is hierdie etiek is eintlik so sterk by hom, en dis die tipe mense wat ek hoor, so inherent is dit wat ons probeer ons dan. Ja, dis 'n vorm van, dit gaan oor behaviorisme, maar een van die goed wat ek weet is, jy kan vir die beste mense in die wêreld, as jy van baie mag gee, dan word het weer 'n ander storie, verstaan jy? Dis nie om eties te wees, if you got nothing to lose, nothing to gain, dis heeltemal iets anders, maar die ander ding is, onthou nie, Ramaphosa, praat nie namens homself nie, reageer nie op dit wat hy op homself sit nie. Dit maak nie saak wat sy eties. Ek weet genoeg om te dink hy's 'n nice guy. Ek weet genoeg om te dink hy wil baie graag die regte ding doen. Maar die prys van die regte ding doen is enorm. Sê nou maar hy doen wat ons dink hy moet doen. Die kans dat hy verwyder geword is baie groot. Hy kan nie bekostig om die regte ding te doen. Die prys is eenvoudig net te hoog. Nog 'n vraag? Yes. Net as mens na die drie goeder kyk wat jy aangeraak het vanaand, die militarisasie van die korrupsie, die persentasies van die afname van die ANC se stemmery, want daarmee saam die arrogansie van die ANC wat ek van die DA en die RNE uitskop en saam aangaan. En dit vergelyk teenoor daai statistieke en die stemmers elke 5 jaar, of elke 2 jaar vir die plaaslike regering en 'n nasionale plan. En daai wat afkom, is daar 'n punt wat ons gaan bereik of daar al bereik het, wat die stemmers nie meer eintlik 'n invloed gaan hê op wat gebeur in die land. Kyk, nou het hulle enorme invloed. Die ANC is intens bewus van die feit dat hulle minder as 50% gekry het. Die manier hoe hulle self verdiskonteer, wat hulle sê is, as jy met hulle praat, dan sê hulle, as jy mooi kyk, die 14% wat ons verloor het NK toe gegaan, maar hulle is besig met mekaar uit te val, so by volgende verkiesing, hulle gaan hulle self vernietig, ons kan daai 14% terugkom. Nee. Die probleem met dit is, dat in 'n bevrydingsstryd, wanneer mense eers een keer weg is, die evidence is daar, hulle kom nie maklik terug na hulle. Jy moet iets doen om hulle terug te kry.
daai bevryding van vir 'n ander party te stem het altyd 'n groot invloed gehad in die verlede. So die kans dat die enigste 10% wat ek dink wat in 'n redelike mate terugkom het, was die wat saam met Thabo Mbeki weg is. In die tyd toe hy verby is, daai 10% van Cope. Hulle het gewin en baie van daai mense is terug na die ANC toe. Maar iets sê vir my, as jy mooi kyk wat in KwaZulu-Natal gebeur, min mense is bewus daarvan. Die vraag is, hoekom het 45% van die mense wat gestem het vir die, jy al gedink daaroor, hoekom sou hulle die ANC verlaat vir die op so 'n groot skaal? Dis 'n massiewe swai, dis 'n ongekende swai, dis die rede hoekom daar 17% swai is. Maar wat het in KwaZulu-Natal gebeur? Ek dink is elemente in my deel Watson. Die president van Suid-Afrika het die nuwe koning, wat hy persoonlik met groot fanfare geteken is door die nuwe koning, op aanbeveling van Mangosuthu Buthelezi. Daar is 'n geweldige dispuut binne KwaZulu-Natal of hy die regte koning is, maar dit is nie wat die ding gedryf het nie. Onder King Goodwill's van 10 jaar het hulle begin om 'n belasting te hef as deel van die Nkonyama Trust op mense wat vir honderde jare op 'n stuk grond gebly het, wat verniet was dit, hulle kry by hulle voorvaders. Geboorte in die Nkonyama Trust, geboorte in die Zulu koning, maar hulle het gebruiksreg gehad. Toe begin hulle met 'n belasting daarop. Daai belasting het wat 'n enorme vervreemdingseffek gehad. Nie net in die landelike areas nie, maar onthou jy die mense, wat Durban en Pietermaritzburg bly, hulle almal, hulle wortels is in die landelike gebied. Hulle is in landelike KwaZulu-Natal. Ook hulle was geaffekteer deur daai belasting geweest. Daai groot swai was primêr as gevolg van die belasting wat daar gegee word. En daar's nou gaan niks verander nie. Daai belasting gaan nie nou opgehef word nie. Die dispuut is in die gang, maar dit gaan nie opgehef word nie. Die enigste manier hoe die ANC daai stemme kan terugkry, dink ek, is hulle moet sê, ons daai belasting gaan nie meer betaal. Dan het hulle 'n kans, maar die wantroue is nou reeds daar. So jy moet die veranderlike wat die spy teweeggebring het, dat jy op 'n of ander manier met jy ondermyn. En daar's nie in die ANC, nou onthou net weer eens, dis 'n besluit wat in die uitvoerende komitee van die ANC in daai provinsie geneem moet word. Daar's 'n klomp kartelle wat bepaalde belange by die koningshuis en die manier hoe toegang tot die staatskas verkry word daar. Dit gaan nie gou gebeur nie. So die ANC is naïef as hulle dink hulle gaan daai 14% terugkry. Ten spyte van die onbestendigheid wat in die NK-party in gang is. Dit is mense, as jy kyk nou in Nkandla, die laaste paar verkiesings, daai Nkandla is hoofsaaklik altyd na oppositieparty gaan. Dis waar Jacob Zuma bly. Daar is nie genoeg goodwill eens Jacob Zuma noodwendig nie. Dit gaan oor die belastings. Terloops, Jacob Zuma se familie is bekend daarvoor dat hulle die Britte teen die res van die Zulus gejoin het, toe die Britte die Zulus op 'n militêre moeilikheid gegee het. So, dis nie baie populêre groep mense nie. Hulle was eintlik die handsoppers geweest. Chris, is daar nog iemand wat na Chris dinge vra? Okay, 2. Dan daai 2, nee, dan moet ons... Dus, ja, sy sê ons moet huis toe gaan. Ja, yes, Chris. As ek 'n metafoor kan gebruik, dit klink vir my Suid-Afrika is in die ICU, right? Ja. En jy wat 'n spesialis is, Ja. jy nou 'n MRI-scan moet vat van hierdie land. Waar lê die kanker? Is dit kanker? Waar lê die kanker? Is dit dialoog wat jy bedoel om nou 'n nuwe compact te stel? Dit verkeerde medisyne van hulle bedoel. Ja, kyk ek dink die mens moet, ek weet nie of dit die enigste probleem gaan wees, maar hierdie scan, hierdie PET scan wat jy gaan doen, gaan vir jou sê dat die wortels van 'n bevrydingsbeweging is omtrent by definisie, jy kan beskyk het, is autoritair, né? Bevrydingsbewegings is nie demokratiese instellings nie. So hulle het nie 'n lang geskiedenis van demokratiese mededinging nie. In 1994 sê ek altyd vir mense, daar was nie demokrate in Suid-Afrika nie. Wit is dit net vir mekaar gestem en Swart-Afrikaners het nooit gestem nie. Ons was 'n klomp mense wat by mekaar gekom het met 'n kompromis sonder 'n geskiedenis van demokrasie in Suid-Afrika. Die bevrydingsbeweging was baie versigtig om uiteindelik oor te gaan en 'n politieke party te word, juis omdat die konfigurasie, die dinamika binne die party is ingestel op die idees van politieke bevryding, van 'n vorm van bevoorregting, van 'n vorm van regstelling van die verlede. Daai filosofie daarvan het hulle aan die lewe gehou die hele tyd. As die ANC in 1994 gesê, ons nie meer 'n bevrydingsbeweging nie, ons is 'n politieke party wat nou na die toekoms kyk, het ons 'n fair chance gehad.
Ek vermoed, 'n deel van die kwaal was hulle weiering om te ontwortel uit die filosofie van bevryding uit, omdat dit vir hulle voordeel by die stembus aanvanklik was, begin nou teen hulle tel, want die demografie verander, van die ouderdom van mense verander, maar vir 2-3 dekades was dit tot hulle voordeel om die autoritaire tendense van die bevrydingstradisie, om dit lewendig te, omdat mense 'n tipe van 'n noem maar affiniteit daarvoor gehad het as gevolg van die narrative het oorgespoel, né, van ons ouers het ons vertel van die struggle en die waarde van die struggle. Nou dat dit besig om uit waarde te verloor, word dit baie moeiliker vir hulle, maar ek dink die langdurige verknogtheid aan bevrydingspolitiek en bevrydingsfilosofie het Suid-Afrika terminaal skade berokken. Ek dink miskien nou hierdie PET-scan weer dan gaan hy op daai klein napkolletjie by die boer altyd sê, weet jy boer nie by kinders wat hulle van vertel, en toe kom die dominee daar is swaar, die plaas is niks op die plaas nie. Nee, wacht, ek het grap terug in die kap kom. Maar ek is die PET-scan gaan sê, ek vermoed het gaan oor die filosofie. It is the ideology that went wrong. There's a distributive ideology at the expense of growth, development and modernization. Asseblief. Maar as 'n Suid-Afrikaner of as iemand wat beskikbaar is in Suid-Afrika en wat nie kan enige op 'n individuele vlak, wat doen hy? Dan is maklik om te sê die regering en hulle vorm ons bedryfsbasis. Wat doen hy? Ek wil vir jou sê die meeste mense wat ek ken, doen eintlik al reeds wat hulle kan doen. Hulle gaan werk toe, hulle gee hulle kinders goeie onderwys en opleiding, hulle spandeer, ons is een van die hoogst belaste lande in die wêreld, die middelklas, as jy kyk wat die belasting wat die middelklas in Suid-Afrika betaal, dis skrikwekkend vergeleken met baie ander lande wat baie meer sosialisties is dit ons nog steeds meer belast. En die meeste van die mense bly hier en as ek kom boedwilling, as ek vertel altyd vir die studenten, hulle sê vir my, man, wit Suid-Afrikaners en ons moet allemaal weggaan, dink ons is allemaal rottend, sê ek ken nie eintlik sulke wit Suid-Afrikaners wat so dink oor swart Suid-Afrikaners nie, ek moet waarheid te sê, oorwegend, dink ek, mense het 'n belang, besef hulle het 'n belang daarby, dat as swart Suid-Afrikaners onder die water ingetrek word, gaan ons saam met hulle. Daar's nie 'n wit eiland in die wêreld nie. Ek dink there's enough goodwill in Suid-Afrika. En die meeste van julle doen alreeds dit wat julle kan doen. Julle is betrokke by 'n gesprek, julle dink daaroor, julle is redelike mense. Die regse groepe in Suid-Afrika is baie klein, dis die ouens wat heeltemal bereid is om Suid-Afrika onder te trek eerder as om 'n kompromie aan te gaan. En swart Suid-Afrikaners ook, dis wat ek vir jou sê, die laaste verkiesing het swart Suid-Afrikaners 'n geweldige mosie van wantroue in die ANC openbaar. Hulle het reeds die bevrydingsbeweging agter hulle gesit. Dit beteken nie hulle het nie belang daarbij dat daar na hulle omgesien word, na hulle kinders, na hulle wil skole, hulle wil hospitale en hulle weet nie die staat kan vergee, hulle kan dit nie self bekostig nie, hulle het nie daai means nie. I think there's still some consensus that we will have to survive this together or we will have to drown together. Ek dink dis nog daar. En nie een van ons kan die wêreld verander op ons eie nie. Maar if there's a willingness to live with the realities of other people, dan dink ek, ons is nog daar. Ek het vir die ANC verslag geskryf, laaste ding dan loop ek. Ek het vir die ANC verslag geskryf, toe vra hulle vir my, ek moet vir hulle sê, wat moet hulle doen dat Afrikaners vir hulle stem? Dit klink of het vreemde behoeftes vir die ANC, maar dis hulle kry my en ek is die enigste blikveld daar, ek gaan vir hulle hier verslag skryf. En ek moet ook sê vir Gwedi Mantashe, ek sê van, I can give you the answer in one sentence. I can go and write a report and you can pay me a lot of money if you want to, that's what you want to do, but I can give you in one sentence, I can tell you that the answer is very simple. Oh yeah, what is the answer? Ek sê, Afrikaners are conservative people and they're by and large religious people like black South Africans. You only have to govern fairly and govern well and they might vote for you. They're not liberals. Ek het baie staan te sê, they hide in the DA from you. But if you govern fairly and you govern well, they might vote for you too. They will vote for somebody that serve the interest of the greater good in South Africa. Dit is my woorde om te sê, kon write a report. Because they didn't believe me. En dis uiteindelik wat my argument was. En ek dink solank as die mens kan sê dat in Suid-Afrika sal mense die regte ding doen, if they allow the opportunity to do it,
Ek weet nie, miskien is ek stupid, miskien naïef, but I think it's still there. I think there's still something there. En as jy daai ingesteldheid het, dink ek as jy al, you done what you could. Daar was 'n ouma wat altyd vir hulle gesê as hulle weggaan in die lang profet vir haar groet. Probeer maar net julle bes. Ek hoor jou, Jean, jy moet verbied bedank. Wel, okay, baie dankie dat julle dit uitgesit het. Ek gaan my hier staan. Ja, dat kan Julle moet vir die kamera kyk. Dit is luister. Die eerste keer dat ek en jy en Bree mekaar ontmoet was, iewers daar in die Bulls. Die dag voor as dat maar was. Maar Bree was daai tot diep geloof geweest. En daar was 'n NG konferensie moet allemaal yes. Dus ek vir Ben, daar ek jy nog skrapste kind, sê ek maar voor. Kijk wat jy. Toe sê die, mam, kan ek moet. Dit was jy moet waarom was dit in hoe net die bel? Ja, samen bel. Was dit daar? Ja, ek het dit. Nee, kom jy. Ek kon dit nie, nee. Ek is skaam, maar ek kom jy net nie. Skaam kind. Ja, ek moet vir jou sê dankie Ben, is kak of jou dankie is even aan hier. Weet het jy van so dankbaar dank. Ek oortuig. En dan word dan ek net jou. Dankie vir jou kyk by ons naam. En ek sê dit is so baie gekos nie. Jy moet net gehad het, jy moet net hoe sit dit luister by ons by dink. Ek weet nie by ons luister ek nie. Dis maar hy kon nie so baie so wat mense sê nie. Kan hy nie maar praat nie, en jy het toe gepraat, so baie dankie Johan. Dankie. Ek wil daar van ding, as jy so praat, dan jy dit vir my, dit vir my, ek wil sier gat maak en wat ding is, alles het ek ek krap te daar die vir en dan anders dit is nog steeds dit verloor, herinner my in Sakkie Spannenberg, is dit dat ek klaar gepraat en besef, die mooiste ding is wat ek dink dat ek ook moet wil sê, of dat wil nie. Ek het klaar gepraat en sê, gaan huis toe, en dis die vier, dit is nog steeds, hy gaan huis toe, dit is een goeie verkoop. Ja, maar wat dit ding, jy het jou leider op baie mens verloor. Ja, nie meer so kan aankijk nie. Moet so, voordat jy weet, kyk na, denk jy daar, dis nie dankie, dis nie,